Môre, dis donderdag die 12de Februarie en die naweek is al in sig en ek hoop jy het vanoggend 'n oomblik van stilte saam met jou koppie koffie voordat die dag se gejaag by jou kom aansit. Jy weet, die tafel is 'n belangrike plek. Dis waar ons lewe deel, waar ons mekaar in die oë kyk. Nou kom sit vir oulaas by Isak in Genesis 26. Vandag sien ons twee baie verskillende tafels wat gedek word. Een van vrede en een van verdriet. In vers 33 sien ons vir Isak. Hy noem sy put Seba. Dit beteken eet. Isak sê eintlik, ek dek my tafel vir God. Ek sweer trou aan hom, hier is vrede. Maar dan, vers 34 en 35, die verhaal swaai na Esau, Isak se oudste seun. Hy is nou 40 jaar oud. In plaas daarvan om by sy pa se tafel van vrede aan te sit, bring hy vreemde gaste huis toe. Hy trou met Judith en Basmat, twee Hittitiese vroue. Hulle was Kanaaniete wat afgode gedien het. Hulle het nie met leehande gekom nie. Hulle het met hulle kultuur gekom wat teen God was. Die Bybel sê in vers 35, en hulle was vir Isak en Rebekka bitter verdriet. Nou in Hebreëus is dit Morat Rohag. Morat beteken bitter en Rohag beteken gees. Esau het 'n bitterheid van gees in die huis gebring. Kan jy nou die spanning indink? Isak probeer God dien, maar elke aand by die etenstafel sit daar mense wat vreemde gode aanbid. Vriende, die vraag vir ons op hierdie donderdag is eenvoudig. Wie sit vanaand aan jou tafel? Ek praat nie net van mense nie. Watter gewoontes laat jy toe in jou sitkamer? Watter gesprekke? Watter invloede het 'n vaste stoel in jou huis gekry? Esau het gedink hy kan die wêreld en die kerk meng, maar dit het net bitterheid gebring. Maar hier is die goeie nuus. Daar is iemand wat aan die deur klop. In Openbaring 3 sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy wil inkom. Hy wil saam met jou maaltyd neem. Jesus wil die wêreld se plek aan jou tafel inneem. Hy wil die bitterheid wegvat en sy vrede herstel. Moenie vandag die deur oopmaak vir Hittitiese invloede nie. Maak die deur oop vir Jesus. Laat hy die hoof van jou tafel wees. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons kyk na ons eie lewens en ons sien die stoele wat ons vir die wêreld gegee het. Vergewe ons vir die bitterheid wat ons toegelaat het. Ons wil hê ons huis moet 'n plek van vrede wees. Here Jesus, kom neem U plek in aan die hoof van ons tafel. Ons nooi U in. Ons bid dit in die kragtige werking van die Heilige Gees en in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Kyk vanaand na jou tafel. Sorg dat Jesus die eregas is en nie die wêreld nie. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.